U lig en u waarheid, dat die ons lei en dat die ons bring op die heilige berg en in u goddelike, heilige teenwoordigheid. Amen. Lees uit die Here se woord 2 skrifgedeeltes, die een vind jy in Eksodus 37, Eksodus 37 en dan ook uit Hebreërs die 9de hoofstuk. Eksodus 37 en Hebreërs 9. Nou ons het nou gevorder tot in die allerheiligste. En ons lees hoofstuk 37, ek het dit nou in die verlede al vir u gesê, God het die tabernakel beskrywe, soos van sy kant gesien. Daarom het hy by die allerheiligste begin, en het hy hom deurgewerk tot by die koperaltaar, en by die deur, die ingang. Baie wye deur, baie wyd, helder kleurig, dag en nag oop. Niemand sal eendag kan sê, Here, ek het gesoek, maar ek kon nie die deur kry nie. Niemand sal eendag kan sê, Here, maar ek het een laat aand daar aangekom, en toe is die deur toe nie. Dag en nag het hy oopgestaan. Maar dit is nou, ons is nou al by dit alles verby, maar nou kom ons by hoofstuk 37, en Besaliel het die ark van akasiëhout gemaak, weer 'n keer akasiëhout, elke keer dieselfde hout, 2,5 el was sy lengte, en 'n ander 1,5 el sy breedte, en 'n ander 1,5 el sy hoogte, en het oorgetrek met suiwer goud van binne en van buite, en het daaraan 'n goue krans gemaak rondom. Nou ek wil net hier sê, dat die akasiëhout is die onverganklike, amper onvernietigbare hout, maar hier sien ons dat hy die verbondsark was binne en buite suiwer goud. Die ander goeders was net buite om goud. Die tabernakel, die verbondsark binne in die allerheiligste is die simbool van Jesus Christus self. Hy was binne en buite waaragtig God, wat hom maar net in die gestalte van 'n mens, die akasiëhout, die semi-verganklike, aan ons kom openbaar het. En het daarvoor 4 goue ringe gegiet aan sy 4 voete, dat 2 ringe aan die een kant en 2 ringe aan die ander kant was, en hy het draaghoute van akasiëhout gemaak en dit met goud oorgetrek. En hy het die draaghoute in die ringe gesteek aan weerskante van die ark, om die ark te dra. Hy het ook die versoendeksel van suiwer goud gemaak, 2,5 el was sy lengte, en 'n ander 1,5 el sy breedte. Nou kan nie al die detail in die preek vir u wys nie, vriende, maar ons weet dat binne in die verbondsark was die 2 kliptafels met die wet van die Here op, en dan die versoendeksel bo-op. Presies dieselfde grootte, the mercy seat. Met ander woorde, dit het die wet, ek wil amper sê versadig. Nie te veel genade nie, maar ook nie te min genade. Dis eintlik die hele gedagte hier, met 'n rand bo-om, dat niks wat bo-op sou wees, gaan afval nie. Niemand sal jou uit my hand druk nie. Ek gee jou die ewige lewe. Jy sal nooit verlore gaan nie. Niemand sal jou uit my hand druk nie. Ook het hy 2 gerubs van goud gemaak, van drywerk het hy hulle gemaak, aan die twee kante van die versoendeksel. En die gerub aan die een end, en 1 gerub aan die ander end, uit 1 stuk saam met die versoendeksel, het hy die gerubs gemaak aan die 2 ende. En die gerubs het die vlerke boontoe uitgesprei gehou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskud, en hulle aangesig was na mekaar toe. Die gesigte van die gerubs was op die versoendeksel gerig. Ons gaan net tot daar uit Eksodus lees, en dan lees ons uit Hebreërs hoofstuk 9, ook 'n paar verse vanaf vers 6. Hebreërs 9 vanaf vers 6.
En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, die hoëpriester alleen. Nou daai woord die tweede, of ons gaan nou daarby uitkom, eenmal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom. Nou ek het vir u noudig gesê dat dit dui op die allerheiligste. Hierdie is 'n vertaalfout. Die Engels sê holiest of all. Dis die allerheiligste. Dat die weg na die allerheiligste nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Nou ek wil net weer hier vir u sê, vriende, die Ou Testamentiese tabernakel, sê nie ek nie, sê geen handboek nie, sê die Bybel. Dit was vir ons 'n beeld. Wat 'n beeld? Oor die weg waar langs ons God moet nader. Van die oomblik dat jy by die deur instap, Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, tot waar jy kan sê ek is in die allerheiligste. Maar vriende, dit kry jy nie in een dag nie. Dis vordering. Sommige mense kom wel 'n bietjie gouer as ander daar uit. Maar ek wil vir u sê, ek wil amper sê, ek glo nie jy kan in 'n week daar kom. Jy moet maar hoor wat ek sê. Daar's net, ek dink u sal al begin saamstem as u net in herinnering roep wat al oor die tabernakel gesê is hier, Sondae-aande. Maar die verskil tussen Johannes 1 vers 12 en Romeine 8 vers 9 byvoorbeeld, almal wat deur die Gees van God gelei word, die is volwasse seuns van God, dui op 'n groeiproses, dui op 'n vorderingsproses. Dis 'n proses. Hy sê dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kon maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmal ingegaan in die heiligdom, weer 'n keer die allerheiligste, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. Ons gaan net tot daar lees uit die Here se woord. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanaand in u teenwoordigheid kom buig. En u weet, Here, wat in hierdie dae deur my eie gemoed gegaan het in die voorbereiding van hierdie boodskapie van vanaand. U weet, Here, hoe dieper dit my getref, hoe min ons nog weet van ware aanbidding. Here, u weet hoe dit my hart getref om te dink dat ons dalk minder moet praat en dieper voor God moet buig. U weet, Here, dat dit vir ons uit u woord so duidelik na vore kom. Die priester het nie gepraat toe in die allerheiligste was nie. Hy het miskien 'n paar woorde gesê, maar hy het net die bloed van die offer en die reukwerk van die reukofferaltaar aanbidding gehad om te bring. En Here, ons wil vanaand in die geloof voor u kom staan.
met die bloed van Jesus Christus as ons pleitgrond en met die reukofferaltaar se reukwerk as 'n offer aan U, 'n lofoffer. En dan wil ons net voor U stil word. En ons wil vir U vra, Here, kom leer ons. Kom leer ons waarmee is ons besig. Kom leer ons waar ons nog godsdienst speel. Kom leer ons waar ons nog ingekerker is in die heiligdom en net nie daar die finale deurbraak kan maak om in die allerheiligste te leef nie. Ek wil ook vir kinders van God bid wat nog in die voorhof heerlik in die sonskyn sit en wat geen argheid aan die heiligdom lewe en nog minder ooit dink aan die allerheiligste. En Here, U weet, die beklemming in my hart is dat al hierdie gepraat kan dalk nie een eers in die allerheiligste laat ingaan nie. Ek wil bid dat U deur God die Heilige Gees ons vanaand sal kom uitdaag om die allerheiligste te betree. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ons kan onmoontlik alles sê en herhaal, ek gaan ook nie poog nie, maar net ter wille van persone wat vanaand vir die eerste maal hier is, net billikheidshalwe, net 'n baie kort, dit is maar hoe die tabernakel gelyk het by benadering. Dit is hoe hy gelyk het as daar nie aksies was nie met die voorhof, met die geweldige groot hek waardeur jy kon gaan, hierso. Hy het so eentjie weggestaan, so jy kon daar instap, daar die gedeelte het eentjie verder teruggestaan, die brandofferaltaar, die koper waskom, en dan hierdie eerste 2/3 was die heiligdom, en daar die agterste 1/3 gedeelte was dan die allerheiligste, en as jy daar sou instap, die eerste wat jy gesien het, was die tafel met die toonbrode, waar ons na gekyk het, wat vir ons dui op ons wil, wat aan die Here oorgegee moet wees, en dan het ons ook gesien die goue kandelaar, wat dui op my intellek, of die verligting van God die Heilige Gees, en dan het ons gekyk na die reukofferaltaar, wat dui op my aanbidding, en dan ook kan dit staan vir die emosies van die mens, wat dan vir ons sê dat die mens in sy totaliteit na God toe kan kom. Dit maak van jou 'n persoon, die feit dat jy 'n wil het, die feit dat jy 'n intellek het en die feit dat jy emosie het. Ons het ook gesien dat in die voorhof was alles koper. Dit staan net vir God se oordeel. As jy op hierdie vlak rondom jou gekyk het, was alles koper. Die koperaltaar, die koper waskom, die koppe van die pilaartjies wat die heining regop gehou het, die omheining van die tabernakel was goud, wat vir ons spreek van genade. Maar dan het ons gesien die koper waskom was gemaak van die spieëls van die vrouens. Nou dit is die woord van God is vir ons 'n spieël. Die woord van God, die koperaltaar of die koper waskom, dis God wat my deur sy woord ook veroordeel of beoordeel, en dan die water in die kom, die wassende effek van die woord van God. Ons het ook die verskillende forme van lig gesien. Ons het gesien dat in die voorhof sonskyn bedags, maanskyn in die nag, met die sterrehemel, en dan in die heiligdom die koper kandelaar, of die goue kandelaar verskoning. In die allerheiligste was dit pikgiet swart donker, en as jy daar ingekom het met die bloed van die offer en die reukwerk van die reukofferaltaar, en dit vir God aanvaarbaar was, hoe helder lig het dit geword, God in sy Shekinah heerlikheid. Nou in die lig van dit wat reeds gesê is, vriende, al wat ek weer op u hart wil afdruk, ons is vanaand, gaan ons poog om in die allerheiligste te vertoef. Maar is dit baie duidelik dat dit 'n gebaande weg is.
Jy kon nie by die deur inkom en dan verby alles hardloop en dink jy gaan die allerheiligste instorm in 'n praise and worship nie. Vriende, ons het gesien, hoe nader jy beweeg na daar waar God werklik is, hoe smaller word dit, hoe kleiner word die vertrekkie, hoe minder natuurlike lig is daar, dat jy absoluut in 'n stadium kom, dat jy totaal en al afhanklik is van God self. Maar baie duidelik is dit vir ons 'n Ou Testamentiese plan, 'n padkaart, hoe om by God in die allerheiligste in te kom. En soos ek nou reeds genoem het, die pad van die deur af, hier waar jy inkom aanvanklik, tot waar jy heel agter in die allerheiligste kom, vriende, gebeur nie oornag nie. Ek weet Charles Finney, hulle beweer dat Charles Finney die môre tot bekering gekom en die middag het hy ware geesvervulling ervaar. Ek wil nie daarop ingaan nie, ek wil dit nie betwis nie, ek wil niks sê nie. Ek wil ook nie sê ek moet nou oor jare lank moet ek nou iets by God verdien nie. Ek wil net vir u sê, ons moet net ons logika gebruik, omdat ons baie duidelik gesien het, dat my wil, my intellek en my emosie moet saamwerk om daar uit te kom, en het ons ook gesien, dat jy nie sommer sonder intellek, sonder skrifgrond, sonder om te weet waarom dinge gaan, sal jy nie sommer kan in die allerheiligste ingaan en dink jy God kan behaag nie. Ons het gepraat oor die koper waskom, ons het gepraat oor Efesiërs 5 vers 26, dat dit die reinigende effek het om die bruid van Christus te reinig ensovoorts. Ons het ook vir u gesê, vriende, dat die reukofferaltaar staan vir ons emosies. Ek wil ook net weer daar vir 'n oombliekie stil staan. Weet jy dat jou emosies is 'n derde van jou persoonlikheid? Jy het intellek, jy het 'n wil en jy het emosies. Jou emosies is 'n derde van jou persoonlikheid, as ek dit so mag stel. Ek weet sommige mense se emosies is miskien, ek wil nie sê onderontwikkel nie, maar speel 'n geringe rol as wat sy wil en sy intellek dalk speel. Maar kom ons gee dit gelykwaardige waarde. Dan is jou emosies 'n derde van jou persoonlikheid. Nou dit is die fakulteit waarin jy kan lief hê en haat en jouself bejammer en al die emosies wat 'n mens kan beleef. Wat ons probeer leer het vir u is, veral as ons na God toe kom, kan ek nie dat my emosies my beheer nie. Ek kan nie met 'n klomp emosies na God toe gaan en dink, nou het ek 'n geseënde tyd gehad nie, vriende. Ek moet waak dat my emosie my sal dien. Ek gaan nie my emosies dien nie. My intellek en my wil moet balans bring in my menswees. Ons het ook gesien dat die reukofferaltaar het die Here uitdruklik gesê, julle sal net hierdie voorgeskrewe reukwerk offer. Dit was duur, dit was ook nie, dit mag nie nagemaak word nie. Die ryk mense wou dit in hulle huise brand om af te show, en het ons vir u gewys, vriende, as jy God aanbid, is daar nie plek vir afshow nie, verskoon die woord. En het daar die reukwerk, as het gebrand het, spierwit geword. En het ek vir u gewys dat die oorspronklike taal sê vir ons, dit beteken rook wat aangenaam ruik, iets van die aard. En dit brand spierwit. As hy tot as verbrand het, was dit spierwit as, wat dui op die suiwerheid van hierdie reukwerk, wat moet dui op die suiwerheid van my aanbidding en my motiewe. Dit kon nie nageboots word nie. Het ek ook gewys dat heuning ook soet is, maar dat heuning vir God onaanvaarbaar is. Die Here stel nie in my soetsappigheid belang nie. Ek kan nie met pep talk na die Here toe kom en met mooi soetsappige woordjies nie. Die Here het in Levitikus uitdruklik verbied dat daar heuning aan hom geoffer mag word.
En ek het dit ook vir u gewys, vriende, jy kry dit in ons dag ook. Mense sal jou heerlik vryf met die heuningkwas, maar die oomblik as heuning in die vuur kom, brand dit pikswart en dit ruik afgryslik. Nou, daarom het die Here nie in heuningpraatjies en in heuningkwas te belang gestel nie. Daarom as jy jou emosies nie kan dissiplineer nie, wil ek so ver gaan om te sê, is jy nooit en sal jy nooit 'n kandidaat kan wees om in die allerheiligste in te gaan nie. Jy moet dit maar onthou, God word nie deur ons emosies opgewerk nie. Hy wil my as persoon hê, en ek gaan dit nou vanaand probeer illustreer, veral as ons die heiligdom gaan betree. Ek probeer u ook nie beïndruk nie. Maar ek wil net vir u sê, ek staan hier voor God en voor u met 'n gevoel van magteloosheid. Hoe maak jy, vriende, want 'n hoëpriester het maar eenmaal in 'n jaar bewende die allerheiligste ingegaan met toue om hom gebind, as hy dalk binne doodval, dat hulle hom met die toue daar kon uitsleep. Hoe vertel jy vir mense hoe om die allerheiligste te ervaar? As ek dink aan die Here Jesus Christus, ek het daaroor gedink in hierdie week, vriende. Die Here Jesus wat vir ons die hoëpriester is vanaand volgens die orde van Melchisedek. Hy het nie kruis toe gegaan met sy emosies nie. Sy emosies het hom nie aan die kruis vasgespijker nie. Al sing ons sy liefde hou hom aan die kruis, dis een gedeeltjie van die waarheid, vriende. Ek lees in Jesaja 50, as jy vers 6 lees, praat dit baie duidelik van die kruisdood van die Here Jesus, hoe hy sy gesig nie weggedraai het, toe hom in sy gesig gespoeg het nie. Hy het nie sy wange weggedraai, toe hy sy baard uitgeruk het nie. En dan lees ek in Jesaja 50 vers 7, hy het sy hoof soos 'n keisteen gemaak, hy het die pad gekies met sy wil en sy intellek, hy het 'n keuse gemaak om Jerusalem toe te stap en te weet, ek stap Golgotha tegemoet. Dit was nie emosies nie. Hy het ook nie geloop en huil. Ek glo daar was trane van smart miskien, maar terwyl die spoeg en die sweet en die trane en wat ook al op sy gesig gemeng het, het hy omgedraai en het gesê, dogters, julle moet dogters van Jerusalem ween oor julle self. Hy is nie met 'n klomp emosies Golgotha toe nie. Hy is as persoon waarlik God en waarlik mens, het hy soontoe gestap met sy wil, met sy intellek en met sy emosies in volle beheer. Want hy het gesê, Here, nie my wil nie, u wil geskied. En hy het geweet wat met hom gebeur, want ons lees dit in Getsemane, omdat hy geweet het, sy uur het aangebreek, het hy gesê, ek is ontsteld in my gees. Ander plek sê, ek is ontsteld in my siel, waar sy emosies gesetel het. Maar dan sien ons ook dat die emosies is daardie oorgangsskakel in my samestelling as mens tussen my emosies en my gees. Nou vriende, my gees is die fakulteit wat God ons gegee het om waarlik God bewus te wees. En ek wil nie vanaand onnodig ingewikkeld wees nie, maar ek wil hê ons moet, ek het vir u gewys, ons gaan die tabernakel so bietjie anders benader as die gebruikelike, en ek probeer nie anders wees nie. Ek glo eerlik, dis sodat die Here dit aan my hart oopgebreek het, dat die voorhof staan vir my liggaam, die heiligdom staan vir my siel, en die allerheiligste staan vir my gees. Liggaam, siel en gees. 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag hy jou gees, siel en liggaam onberispelik bewaar by sy wederkoms. Daar is kommentaarskrywers wat hierdie gedagte nogal ook huldig, dat die tabernakel in korrelasie is met ons as mens wees, my liggaam, my siel en my gees. Nou wil ek ook net weer vir u noem, dat my liggaam maak my omgewing bewus.
my siel maak my selfbewus. My gees maak my God bewus. En dis in my gees waar ek waarlik God bewus word. Dis in my gees dat ek God kan waardeer. 'n dier het dit nie. En nou moet jy my ook nie verkeerd verstaan nie. As ek sê 'n dier mag dalk 'n siel hê, in die sin, ek weet nou vir sekere evangeliese mense sal dit amper laster wees, want ons ken mos die idee van jou siel word gered. Maar ek sê vriende, my hond het ook 'n emosie. Hy's bly om my te sien as ek vanaand by die huis kom. Hy chunk as ek hom pak, gee hy huil en dan lê hy daar dik mond vir 'n dag of wat. Hulle het ook emosies, maar 'n hond, 'n dier, 'n perd kan nooit die mooi, die verhewe waardeer nie. Ek het nog nooit 'n perd gesien wat 'n pragtige sonsondergang waardeer nie. Ek het nog nooit 'n bees gesien wat 'n pragtige mooi skildery hier, as jy in die huis instap hier by die gang sal vasdink en sê, maar dis al mooi. Ek het nog nooit gesien dat 'n koei 'n roos staan en bewonder nie. Hy vreet hom voor die voet op. 'n Gees, jou gees maak jou bewus vir die verhewe. Dis in jou gees waar jy God bewus word. Nou vriende, as ons die allerheiligste gaan betree, dan kan jy, of jy nou hoe God bewus wil wees vir wat, al het jy watter intellek, al het jy watter emosies onder beheer, as jy sonder die bloed van Jesus Christus daar aankom, sal jy waaragtig nie ingaan nie. En dan ten tweede, moes die priester met die reukwerk van die reukofferaltaar ingaan. Sonder ware aanbidding met die bloed as pleitgrond en met aanbidding die reukofferaltaar se reukwerk, wil ek vir u sê, sal jy in die heiligdom ingeperk bly. Dis jou sielelewe, dis jou emosies, en dit is waar ek wil sê honderde duisende en miskien nie dalk miljoene mense hulle bevind nie. Ek is nie in geveg met charismatiese kerke nie, hoor, maar ek wil vir u sê, ek weet nie of hulle ooit in die heiligdom, allerheiligste kan kom nie. Want is net 'n geraas. Hoe groter die band, hoe groter dink hulle die Here hulle geseën. Ek weet nie, ek is nie lelik nie, hoor, ek praat uit my hart uit met u. Maar nou wil ek vir u sê, vriende, weet jy wat is die eienskappe van 'n sielsmens? Onthou in die oorspronklike taal maak Paulus baie duidelik onderskeid tussen gees, siel en liggaam. Pneuma, en dan my liggaam is sarx in die Grieks, en dan psyche is my siel. Hy maak duidelik onderskeid. Nou weet ons, in die kerk van die Here Jesus Christus, is daar nie plek vir mense wat geestelik dood is nie. Ons moet geestelik lewend gemaak word. Maar ek wil ook vir u 'n ander ding sê. Die kerk van Jesus ly as gevolg van sielsmense. Mense wat net gevorder het tot in hulle siele lewe. Waarlik gered. Maar ek wil vir u sê, omtrent geen geestelike onderskeidingsvermoë nie. Baie emosies, of die ander uiterste kan wees, vreeslik intellek. Hulle sal lang geleerde toesprake van kansels afhou. En 'n ander het weer, hulle wil oorheers hulle. Nou weet jy die eienskappe van 'n sielsmens. Ek moes 'n bietjie so intree, net 'n rukkie weer teruggaan. Weet jy die eienskappe van 'n sielsmens is? En nou wil ek erken, dit gaan van persoon tot persoon verskil. Maar jy het geen twyfel daaraan dat hierdie persoon waarlik gered is. Hy's geestelik lewend gemaak. Maar hulle is nie waarlik geheilig nie. Nou die eienskap van 'n sielsmens is, onder andere, verskriklik nuuskierig. Hulle is ook gewoonlik die mense, en ek sê dit met groot deernis, vriende, wat heel dag met wederkomspraatjies besig is. Het jy nou gehoor, jy weet, die nuwe datum is nou die 3 Oktober, of jy weet dit en dat. Ek ken so ou vriende, hy sal my in die middel van die nag bel, maar sy lewe verander nie.
Maar hy voortdurend, dan het hy nou agtergekom, Mikhail Gorbachev is nou die antichrist, en dan sal hy jou sommer 2 uur die môre bel en sê, hoor jy hierdie ene gehoor? Verskriklik nuuskierig. Maar dan sien ons ook, hulle is verskriklik selfregverdigend. Dis die mense wat die muggie sal uitsif en die kameel sal insluk. Wat nie onderskeidingsvermoë het nie. Wat van klein dingetjies issues wil maak. Dis die ou wat vir jou met groot oë sal kom vertel. Ek was noudag by 7-Eleven en net het hulle my 30 sent te veel kleingeld gegee en toe loop ek terug en ek gaan gee dit vir hulle terug. Maar hy gee nooit sy 10de nie. Hy besteel God elke maand van sy lewe. Jy kry hulle vriende. Daarom het beïndruk my glad nie as u vir my kon vertel, ek het 30 sent vir 7-Eleven gaan teruggee. Man, hoeveel honderde duisende rande skuld jy nie dalk vir die Here al nie. Maar dis 'n sielsmens en ons het hulle onder ons moet hulle verdra. Hulle sal heel dag sit en TV kyk, maar hulle sal iemand anders veroordeel wat miskien grimeer. Ek noem nou maar sommer net 'n ding. Dis mense wat werklik nie lyk vir my insig het of wat ook nie. En wie hulle hardloop rond, dan is hulle hier en dan is hulle daar. As hier nou 'n nuwe ou is wat nou hier in 'n tent iets praat, dan is hulle daar. Môre aand hoor hulle nee, daar's nou weer 'n ander ou. En hulle het altyd nuwe lig en so verskriklik beïnvloedbaar. Hulle laat my aan kinders dink, vriende. As die sirkus verbykom, dan wil hulle 'n clown word. As die brandweer verbyjaag, dan wil ek 'n brandweerman word. En as hier 'n pastoor was, nee, dan wil ons nou daar waar die ouens se bene groei en sulke goeters, jy kry hulle daar. En as hulle met groot oog, en as jy nie verskriklik opgewonde is nie, jy weet dan voel hulle afgehaal en dink hulle jy's ongeestelik. Hypersensitief. En wie hulle is ook mense wat verskriklik maklik dik vriende word met mekaar. Ek kyk hulle soms so en dink, wag, hierdie pap gaan nog in die asfalt en gebeur het. Sensasie. Hulle jag sensasie. En dan 'n ander eienskap van 'n sielsmens is, hulle kan verskriklik baie praat. Maar in elk geval, seker nie 'n sonde om te praat nie, praat net sens. Maar nou vriende, nou weet ons uit die woord van God, en ek gaan dit vanaand in eenvoud vir u probeer wys. Jou siel kan nie geestelike dinge beoordeel. Dit is onmoontlik. Ek wil 'n paar verse vir u lees. Daar in 1 Korintiërs 2 staan hierdie woorde. 1 Korintiërs die 2de hoofstuk vers 14. Ek dank God, die tweede hoofstuk, die 14de vers. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Daai natuurlike mens is die sielsmens, die psychikos mens. Want is vir hom dwaasheid. Hulle het nie geestelike insig nie. Hulle is sielsmense. Ek lees in Johannes, die 3de hoofstuk, ook iets in in Jakobus. Jakobus hoofstuk 3. Sien ons dieselfde gedagte. Waar die Here vir ons sê van vers 14 af, maar as julle bittere afguns selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik. Daai woord natuurlik is psychikos, dis soulish, dis uit jou siel, dis emosies, dis duiwels, dis demonies. En dis in jou sielelewe waar demone vir jou gryp, vriende. En jou met allerhande valse goed besig hou. Daarom moet ons moet waak dat my sielelewe onder die beheer van die Heilige Gees is. Ek wil weer terugblaai na 1 Korintiërs, die 3de hoofstuk, daai bekende gedeelte waar Paulus vir daardie gemeente moes sê. Hy sê, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense nie. Nou dis presies wat dit is, die gees. Mense wat in hulle gees God dien. Paulus sê, ek sal God in my gees dien.
Ek kon nie met julle praat. Dit het niks te doen met die Heilige Gees in die ware sin van die woord hier nie. Geestelike mense, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Dis die mense wat nog in die voorhof rondsit. Alles wat God vir ons gedoen het, gebeur in die voorhof. Alles wat ek vir God kan doen en bring en hom aanbid, gebeur in die heiligdom. Hierdie mense sit nog in die ingangsportaal rond. Nou vriende, nou kom ons by hierdie gedagte, dat as jy die allerheiligste betree, dan kom jy by die verbondsark met die versoendeksel. Ek wil net 'n korte paar verse vir u gee vir die funksie van die Gees. Dawid bid in Psalm 51 vers 12, gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. Kleinletter Gees. Johannes 13 vers 21, toe Jesus dit gesê het hy in sy gees ontstelp geword. Handelinge 17 vers 16, Paulus het in sy gees, sy diepste wese, opstandig geword. Die funksie van jou gees is om met God te kommunikeer. Lukas 1 vers 47, my gees verheug, my gees is verheug in God. Johannes 4 vers 3, waar Jesus vir daardie Samaritaanse vrou sê, ons moet die aanbidders wees in gees, kleinletter en waarheid. Romeine 1 vers 9, ek dien God in my gees, nie met my siel nie. Romeine 7 vers 6 praat van 'n nuutgemaakte gees. 1 Korintiërs 6 vers 7, maar wie die Here aanhang, is een kleinletter gees met hom. Ek wil weer sê, my gees maak my God bewus. Dis die allerheiligste. Nou alle aktiwiteite van my gees kan alleenlik betekenis hê as dit in noue verband met God staan. En my gees word lewend gemaak by my wedergeboorte. Ons ken die verhaal, ek gaan nie in detail in nie. God sê vir Adam en Eva, die dag as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterwe. Ons weet hulle het nie dood neergeval nie, maar hulle het geestelik, het hulle gesterf, hulle Godbewustheid was daarmee heen, hulle intieme verhouding met God was daarmee heen, en nou lees ons, dit het hy vir hulle gesê in Genesis 2 vers 17, in Romeine 5 vers 12 staan daar, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Dis in jou gees waar jy dood gegaan het. Nou sê Paulus vir die gemeente in Efesiërs 2 vers 1, julle het hy lewend gemaak, wat vroeër dood was in julle sonde en misdade. Jesus sê dit in Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. 1 Johannes 3 vers 14 sê, ons weet, ons het oorgegaan uit die dood in die lewe. Nou dis nie mense wat uit die graf uit opgestaan het nie, dis mense wat in hulle gees lewend gemaak is. Nou kan jou gees nie opereer of funksioneer as dit nie 'n noue verhouding met God is. Daarom sê die Here vir ons onder andere in Romeine 8 vers 6 en in Efesiërs 2, hy sê die Heilige Gees van God getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Nou die verbondsark is Jesus geopenbaar aan ons gees. Die verbondsark in die Bybel staan altyd vir Jesus. En nou moet jy onthou, jou gees, wat jou aanbetref as mens, is jou gees die allerheiligste. In die Ou Testament was daar 2 arke. Die groot ark van Noag en die klein arkie van Moses in die tabernakel, die verbondsark. Die groot ark van Noag, 'n simbool van Jesus,
sê vir my, ek is in Christus. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, jy's gered. 2 Korintiërs 5 vers 17. Maar die klein aartjie is Christus in my gees, in my binneste, met die 2 kliptafels van die wet, binne in die verbondsark, gaan net tot daarby uitkom in Psalm 40 vers 8, waar dit baie duidelik sê, waar God, of die Heilige Gees dan na Jesus verwys, as sêende, dat ek het u woord in my ingewande geberg. Dis Jesus van wie daar gepraat word. Die woord van God in Jesus, Jesus in my, en dis Jesus in my wat maak dat ek die woord van God wil lewe. En toe God met eerbied gesê, Jesus in my gees laat inkom, het hy die deur gesluit en niemand sal jou uit my hand ruk nie. Nou lees ons in Kolossense hierdie woorde, Kolossense 1 vers 27, onder andere, aan wie God wou bekend maak dat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hoor nou, dit is Christus. In ons vertaling ongelukkig staan daar onder julle, in die Grieks en in die Engelse vertaling staan daar Christus in julle, die hoop van heerlikheid. Christ in you, the hope of glory. Dis Jesus in my gees, woon Jesus deur sy gees, verteenwoordigend van die verbondsark wat dui op die Here Jesus Christus. Johannes 14 vers 20, kan ons vir wat dit werd is ook na kyk. Johannes 14 die 20ste vers. Daar lees ons, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Dieselfde kry ons in Johannes 17 vers 23. Ons kry dit, die baie bekende vers in Galasiërs 2 vers 20, ek wil dit ook vir u lees, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Christus in my. Ons het vanmôre so bietjie daarby stilgestaan met ons reeks oor die eerste boek of die eerste brief van Johannes. Daar in 1 Johannes 3 vers 24 lees ons hierdie woorde. Hy sê, en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. Jesus in my. En dit gaan gepaard met sy gebooie en hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy ons gegee het. Met ander woorde, jy kan die gebod van God, die wet van die Here, nie losmaak van Jesus nie. Jy kan dit nie van die verbondsark losmaak nie, daar die kliptafels nie. En jy kan dit nie losmaak van jou gees nie. Daarom, vriende, is hierdie kombinasie vir my waarlik tussen God en mens uniek. Daarom die typering daarvan, die goud, waarmee hierdie verbondsark binne en buite oorgetrek is. Nou weet ons dat die verbondsark, binne in die verbondsark, ek het ook so transparant hier gehad iewers, was daar 3 artikels, ek gaan dit nie nou soek nie. Daar was die kruik met die manna, die goue kruik met die manna. Daar was die staf van Aaron wat geblom het met amandels, ek gaan nou daarby uitkom. En dan die 2 kliptafels met die wet. Later, nou dis eintlik 'n boodskap op sy eie, ek wil u nie verwar nie, maar ek wil dit maar net noem, dis tog vir my interessant hoe ek dit raak lees, vriende. Toe die tabernakel moes plek maak vir die tempel van Salomo. Jy moet dit maar self gaan lees in 2 Kronieke 5 van vers 7 tot 10. Word daar spesifiek gesê dat die manna en die staf van Aaron was nie in die verbondsark gesit nie. Nou ek het daaroor gesit en nadink. Vir my is die Ou Testament, die tempel van Salomo 'n tipe van die kerk in die vrederyk.
Salomo is die koning van die vrederyk. Hy het nooit oorlog gehad nie. En dat die manna en die staf, die autoriteit, Jesus self gaan wees wat oor ons gaan regeer. Maar die wet is onveranderlik. So ek gaan nie in detail daarop in nie. Maar nou lees ons in Psalm 40, waar daarvan die Here Jesus gesê word, vers 8, al my haters tesame, hoofstuk 40, Psalm 40, toe het hy gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my voorgeskrywe, ek het 'n lus, o God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande. Nou daaroor, ek gaan nie weer in detail daarop in, ek het met u daaroor gepraat, uit Hebreërs wys dit vir ons, God het vir Christus 'n liggaam berei, om wat te kom doen, om die wil van God te kom doen, sê die Bybel vir ons. En ons het ook gesien, God het vir my 'n liggaam berei, en as ek volgens Romeine 12, my liggaam aan God bring, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dan sal ek ook die goeie en volmaakte wil van God in my lewe kan ken. Met ander woorde, God het my ook 'n liggaam gegee, om dan sy wil te doen. Maar nou kom ons gaan so 'n bietjie net aan met die 2 kliptafels. Jy weet hoe die Here dit vir Moses gegee het, toe hy daar van die berg afkom, jy moet dit maar lees, in Eksodus 31 vers 18 en ook in Eksodus 32, toe hy dag met die 2 kliptafels daar kom, en dis ook vir my interessant, vriende, dat daar die kliptafels, gaan lees dit maar self, dit was vir my nogal weer opnuut 'n openbaring, was aan weerskante geskryf. Nou, jy weet, ek het dit maar eendag net sommer gedink. Ek onthou, ons het geleer as studente, kan nie eers meer onthou in watter vak nie, vriende, dat daar destyds, as daar Ou Testament is, in die oertyd, as daar 'n verbond of 'n ooreenkoms tussen mense gesluit is, lang voordat daar perkamente was, het hulle ook ooreenkomstes op klip uitgekap. En dan het die 2 partye elkeen 'n afskrif gekry. Jy kry een, en die ander ou kry een. Hulle het nie carbon copies gehad destyds nie, of laser printers, dat jy sommer gou 2 kan print nie. Nou dis hoe dit in my hart leef. 10 gebooie op die een klip, dis God se afskrif. 10 gebooie op die ander klip, dis julle afskrif. Dis ons ooreenkoms. Ons gaan nie weer hieroor praat nie, uitgemaakte saak, dis wat God van ons verwag. Hier kom Moses van die berg af met hierdie 2, en ek het maar gewonder, vriende, of dit nie aanvanklik bedoel was dat die een dan in die verbondsark moes gaan lê nie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En weet jy, Moses is so teleurgesteld, hy gooi die 2 kliptafels net daar stuk in, en hy gaan en hy spring onder hierdie volk in, en toe roep die Here hom terug. Toe moes hy self vir hom weer gaan klippe kap. Sê die Here, hierdie keer gaan jy dit self doen. Kap 2 klippe. En toe die Here weer geskryf, en toe sê die Here vir hom, jy moet dit maar gaan lees, daar in Eksodus 40 vers 20, nou gaan sit jy al 2 hierdie klippe, binne in die verbondsark, en jy sit my versoendeksel daarop. En nou het die Here ook gesê, jy gaan daai deksel nie optel nie, want julle kan nie die wet hou nie. Maar bo-op, the mercy seat, daar's genade by God. Dis my wet wat geld. Jy kom met bloed na my toe, want die Here sê, hy wat dink, hy kan die wet hou, sê Galasiërs 3, vanaf vers 2, tot en met vers 14, en ook Galasiërs 2 vers 19 ensovoorts, maar sê die Here, jy wat dink, jy kan die wet hou, het uit die genade verval. Nou is dit net genade, ek kom op grond van die bloed van die Here Jesus. Moenie dink jy kan voor die verbondsark gaan staan en sê, Here, ek sal u wet doen nie. Ek sê vir u, jy gaan lieg. Jy gaan môre weer daai wet breek. En die Here sê, as jy in een opsig struikel, het jy in almal skille geword. Nou God se pad nou, die ark van Jesus, of Jesus self binne in jou hart. Wil ek vir u so ietsie lees eers uit Deuteronomium hoofstuk 10. Vanaf vers 1 tot 5. In die tyd het die Here vir my gesê, kap vir jou 2 kliptafels, soos die eerste. Ek klim op die berg na my toe en maak vir jou ook 'n ark van hout.
En ek sal op die tafel skrywe die woorde wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het, en jy moet dit in die ark sit. Toe het ek die ark van akasiehout gemaak en die 2 kliptafels soos die eerstes gekap en op die berg geklim met die 2 tafels in my hand. En hy het op die tafels volgens die eerste skrif die 10 woorde geskrywe wat God op die dag van die vergadering by die berg uit die vuur met hulle gespreek het en die Here dit aan my gegee. En ek het omgedraai en van die berg afgeklim en die tafels in die ark gesit wat ek gemaak het en dit was daar soos die Here my beveel het. Toe sê die Here, hoorie, nou gaan wys jy nie weer die wet vir die mense. Nou gaan bære jy dit binne in Jesus. En jy sê, nou moet jy op grond van Jesus se bloed na my toe kom. Maar dis my standaard, die wet is die tugmeester na God toe. En nou kom meet my aan die wet van God. En ek besef, Here, ek kan dit nie hou nie. En nou lees ek in Hebreërs 8, so ietsie in hierdie verband. En ek wil graag dit ook vir u lees. Hebreërs 8, vanaf vers 7. Want as daar die eerste onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy berisp hulle en sê, kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het en hulle uit Egipteland uitgelei het nie, want hulle het nie gebly in my verbond nie en hulle het my verontagsaam, spreek die Here, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here, ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe. En ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Net hierdie gedagte, nou kom die Here uit genade, en hy skryf sy wet op my hart, nie op kliptafels nie, maar op 'n hart, wat met bloed besprenkel is. Wat onder die genade van Jesus kom inkruip het. En nou vriende, kind van God beteken, sy wet is in my hart, en hang nie aan mooi behangsels teen my muur in my sitkamer. Mooi teksies wat ons aan ons mure ophang. Nie verkeerd nie hoor, maar leef u dit. Ek weet iets moeg vriende, maar wie ek wil met u deel wat ek in hierdie dae net oorgesit en pyns het. Toe ek oor die wet van God dink en die woord van God dink, weet het ek aan ten minste 7 uitgawes daarvan gedink. Jy weet, jy kry mos 'n boekie as jy hom lees, dan sien jy first edition, second edition, 3de druk, 4de druk. Daar 7 uitgawes van God se woord. Ek wil dit maar vinnig net vir u noem. Ek gaan niks daaroor sê nie. Psalm 19 sê, sy wet staan in die natuur geskryf. Dan lees ek in Romeine 2 vers 15, God het sy wet in my gewete kom skryf. Dan lees ek in Eksodus 24 vers 12, God het dit op kliptafels geskryf. Dan lees ek in Romeine 15 vers 4, God het sy woord in die Bybel vir ons geskryf. Dan lees ek in Johannes 1 vers 1 en 1 vers 14, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Jesus kom woon onder ons. Ek het so pas vir u gelees, in Hebreërs 8 vers 10, hy het dit op ons tafels van ons harte geskryf. En dan lees ek in 2 Korintiërs 3 vers 2 tot 3, ons is die briewe vir die wêreld. Nou skryf God dit in my lewe, in my gesindheid, in my optrede, in my gesprekke. God se woord, wat die wêreld moet aanspreek. Maar sy woord is in my hart, Psalm 37 vers 30, Jeremia 31 vers 33, 1 Korintiërs 9 vanaf vers 20, miskien moet ek dit dalk net vir u lees, 1 Korintiërs, die 9de hoofstuk. Ek lees vir u daar 2 verse, vers 21, vers 20 en 21. Ons lees daar, hy sê, vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win, vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win, vir die wat sonder die wet is, soos een sonder wet,
al is ek nie sonder die wet van Christus nie, maar, hoor nou, ons vertaling is foutief, in die wet van Christus, om die wat sonder die wet is, te win. Nou oor wil ek net hier sê, vriende, dis belangrik, vers 21, maar in die wet, in Christus. Dis nie die wet van Christus nie, die wet in Christus. Die kliptafels in die verbondsark. En nou is ek totaal van die Here afhanklik. Ek het net vir die Kolossense 1 vers 27 gesê, Christus in my, die hoop van heerlikheid. Ek gaan my nou haas, ons kom nou by die pot met die manna. Nou dit moet u gaan lees by die huis, Johannes 6. 'n baie lang gedeelte. Ek gaan enkele verse lees. Johannes 6 vanaf vers 48, waar Jesus sê, ek is die brood van die lewe, julle vaders het manna in die woestyn geëet en het gesterwe, dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand wat daarvan eet nie sterwe nie, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek hom sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Vers 57, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood uit die hemel neergedaal, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Jesus sê, ek lewe, en julle sal deur my lewe, as julle aan my aandeel het, my verbintenis met Jesus. Jesus sê dit ook in Openbaring 2, vers 7 en vers 17, aan hom wat oorwin sal ek gee, die manna uit die allerheiligste. Hy sal vir my daardie manna gee om te eet. Dit dui op gemeenskap. Die laaste is die staf van Aaron. Gaan lees dit in Numeri 17 vers 1 tot 10. Die staf staan vir autoriteit. Ons ken die verhaal, vriende. Die klomp leiers, die stamleiers van die volk Israel het met Aaron kom twis en sy autoriteit uitgedaag. Toe sê God, kom ons sorteer hierdie ding nou vir eens en vir altyd uit. Bring julle stawe. Dis 'n stuk dooie houtkierie, vriende, maar dit staan vir autoriteit of vir gesag. En die Here sê vir hulle, nou kom julle, en julle sit dit binne in die allerheiligste voor die verbondsark neer. Dit staan in Numeri 17 vers 10. En in daardie nag, 24 uur later, toe hulle weer ingaan Moses, dit staan in hoofstuk 17 vers 8, toe is daar net een staf wat blom met amandelbloeisels, en daar is ook ryp amandels aan hierdie dooie stok wat oornag lewendig geword het, wat dui op die opstandingskrag in die Here Jesus, wat onmiddellik vrug voortgebring het, en die naam op daardie staf, Aaron, nie een van die ander ouens se stawe het gelewer nie, en die Here sê daar onomwonde, ek het aan hom die autoriteit gegee. Nou weet ons, vriende, in die hemelse heiligdom, op die staf van autoriteit, die opstandingskrag in Jesus, staan die naam Aaron nie langer op die staf nie, maar die lewende Here Jesus Christus, wat u en ek vanaand aanbid. En nou wil ek by 'n baie belangrike en 'n laaste faset van hierdie boodskap uitkom, en dit is dit, vriende, dat as jy in die allerheiligste was, en jy het gebuig voor die verbondsark, en jy het jou lewe ondergeskik gaan stel onder die wet van die Here, sy wil vir my lewe, en ek het my siel gevoed met Jesus Christus self, en jy kry dan die staf van autoriteit om met mense oor God se woord te kom praat. Autoriteit, vriende, is nie om te staan en skreeu nie. Ek weet ek praat hard,
Maar ek wil vir jou sê, om te skreeu in 'n preek is nie autoriteit nie. Dis God die Heilige Gees wat jou hierdie autoriteit gee, want hy kom uit die heiligdom, die allerheiligste. En nou wil ek 'n ander ding vanaand vir u sê, Bybelskole leer hulle studente hoe om te preek. Maar daar's min kweekskole wat jou leer hoe om op God te wag. En hoe om in die allerheiligste in te gaan. Ek dank God vir 'n ou man aan wie se voete ek kon sit. Waar 'n droë dogmatiek klas baie dae soos die allerheiligste was. Dat ons onsself voor God leeggehuil het in 'n kweekskoolklas. So bewus was jy van God. En dan wil ek vir jou sê, vriende, as jy uit die allerheiligste uitgekom het, met hemelse autoriteit, al het jy nooit geleer om te preek nie, al is jy 'n hakelaar, sal mense begeer om jou te hoor. Want jy praat met hemelse autoriteit. Maar dan wil ek ook sê, al het jy doktersgrade in preekkunde, en jy was nie in die allerheiligste nie, het jy niks te sê nie. En vriende, dit is nou vir my waar ons heilige grond betree. My aanbidding moet 'n noue verbintenis staan met daardie twee kliptafels, die algehele onderwerping aan die woord van God. Kliptafels, wat nie gebuig kan word nie, wat nie gerek kan word nie, wat nie korter gemaak kan word nie, onverbiddelik, daar kan nie van afgewyk word nie. En hoe nader jy kom, hoe dieper buig jy. Ek dink aan die modelgebed wat Jesus ons leer bid het. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis nie, en verskoon dit vriende, maar ek wil dit van my hart afkry, hierdie praise en worship gemors nie. Dan wil jy voor God in die stof lê. Baie mense dink, hulle aanbid God, maar hulle harte staan regop. Vriende, aanbidding is nie woorde nie. Dis 'n gesindheid. Dis 'n hartsgesindheid. En sonder ware aanbidding kan daar nie gemeenskap met God wees nie. Hy is die allerheiligste God. Jy kan nie sommer net casual daar aankom nie. Ek weet, vriende, die Here steur hom nie aan hoe ek uiterlik lyk nie, maar dan wil ek ook dit sê. Ek wil vir u sê, vriende. En onthou, ek is kwaad van niemand nie. Ek wil net dit ook vir u sê. Ek dink nie jy kan met 'n kort broek of met denim en tekkies hier aangeslenter kom met 'n casual hemp, met 'n T-shirt, met 'n een of ander slogan op en dink ek kom nou in God se teenwoordigheid inkom. Jy kan nie lyk asof jy strand toe gaan as jy na God toe wil kom. Jy moet oordentlik aangetrek wees. Ek het so ietsie van dit van 'n wyle Dominee Sanders geleer. Ek het dit self beleef, vriende, en ek wil nie vanaand aanspraak maak op heiligheid nie. Maar laat ek in die nag miskien opstaan en nie kan slaap nie en in my studeerkamer gaan sit. En as ek van God begin bewus word, dan gaan trek ek 'n japon aan. Of ek gaan trek vir my klere aan. Voel ek, Here, ek kan nie eers my slaapklere voor U sit. Dit is 'n bietjie 'n ander storie. Om in die allerheiligste te wees. Ek wil u vra, was jy al daar? Was jy al gevoed met die manna? Het die Here al vir jou autoriteit gegee om iets te gaan sê?
Ek het vir u gesê, in die voorhof was dit sonlig, natuurlike lig. Daar leef die ouens wat daarom net so ingeskuur het, hy's dan gered. In die heiligdom is daar die goue kandelaar. Dis geopenbaarde lig. Maar nou betree jy die allerheiligste. En is giet, swart, donker. Maar jy kom in, en nou kom jy op God se voorwaardes in, jou hart is gebuig vir die wet. Jy kom met die offerbloed, en jy kom met ware aanbidding, en dan ewe skielik begin hierdie plek te verhelder, die Shekinah heerlikheid van God. En weet jy, daar die lig is so skerp, helder oordag, het Paulus blind geword daarvan. Ek lees in Openbaring 21 vers 23 tot 25, dat die stad Jerusalem met die lig nie nodig nie, want Jesus is daar. Hy is die lig. En dan lees ek in Matteus 17 op die berg van verheerliking. Die tweede vers, en hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son. En sy klere het geword soos lig. Ek wil vir u vra, of u al daar was, dat ek so van God sy teenwoordigheid bewus is. En onthou, hierdie kamertjie het al kleiner geword. Onthou, is maar 10L by 10L by 10L. Hoe nader jy aan God kom, hoe kleiner word die beweegruimte, vriende. Maar nou weet jy vir my die wonder is, God het dit alles so beplan. Baie kinders van God beleef die heiligdom, die intellek, hulle wil of hulle emosie. Maar daar's baie min wat kom tot in die allerheiligste, want weet jy wat is ons probleem, vriende? Ons kom na die Here toe vir goeders. Ons kom na die Here toe vir blessings. En blessings lê in my siel. Dis emosies. Ek kom na die Here toe vir genesing. Dit lê in my liggaam. Ek kom na die Here toe vir leiding. Dit lê in my wil. Ek moet na God toe kom vir God. Hoor jy wat ek vir u sê? Ter wille van God kom ek na God toe. Iemand het gister hier gesê, the main thing is to keep the main thing the main thing. Waarom gaan dit vir u? Jy benader God as God. Ons aanbid hom. Ons buig voor hom. Hy versadig my. Ek admireer hom. Hy gee vir my openbaringe. En hy stuur my die wêreld in met autoriteit. En ek wil weer vir u sê, dan het jy nie 'n graad in prekende nodig nie. Al is jy hakelaar, wil mense jou hoor. God help u. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, andermaal wil ons aan u voete kom buig. En Here, ek wil bely dat ons so min weet van die allerheiligste. Ons is so op onsself ingestel. Ons is so bereid om dalk ons liggaam en ons siel aan u te wy. Maar Here, ons gees is nog toe vir u, of ons betree nie die allerheiligste nie. Ek wil u vra, Here, kom help ons, kom lei ons, want daar die voorhangsel het geskeur toe u aan die kruis gesterf het. En nou sê u vir ons, u nooi ons om die allerheiligste te betree. Ek bid u, Here, help ons om daardie deurbraak te maak.
Amen.